Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Frikkie van Loggenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA. Ons praat bietjie vandag oor beleggingsstrategie en wat dit beteken. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jen, hoe gaan met julle? Baie lekker. Baie lekker, want dit is donderdag. Dis die ding. Baie lekker. Frikkie, kom ons praat bietjie oor die FSA in Suid-Afrika. Daar's die heeltyd druk. Daar's spanning tussen Suid-Afrika en die FSA vir baie redes en daar's ook dit kom nou al 'n lang pad. Het hierdie goed al die markte begin affekteer? Al lankal al? Is ons gewoond aan die effek wat dit het of is daar nou 'n nuwe wending? So, Pierre, kom ons gaan kyk. Daar is in die mark verskriklik baie geraas en baie sentiment om hierdie maar meer in die politieke omgewing soos wat ek nou kan sien. Die beurs, alles ware het verskriklik goed presteer die laaste jaar met al die geraas en al die sentiment daarteen wat nou vir my 'n bietjie snaaks is want dis half teenstrydig. Mense bekommer jouself dood maar die beurs is besig om te hardloop. Nou, dit sê vir my dat of die mark het klaar daai sentiment ingeprys in die beurs of daar's ander dryfvere wat die beurs druk. En op sigself toe ek nou 'n bietjie gaan kyk het, toe sien ek nou dat jou kommoditeite, jou mynbou het verskriklik goed gegaan, goudpryse is op en dit het 'n groot effek op ons JSE, op ons beurs self. En in die ander gedeeltes is daar baie van die groter besighede wat of die groter maatskappye wat 'n groot deel uitmaak van die JSE wat amper 50 tot 60% van hulle inkomste verdien in die buiteland. So dit het ook 'n effek. So dit was my uiteensetting. So daar is voordeel en nadeel met hierdie negatief wat van Trump se kant af kom. Nou Frikkie, met die plaaslike beurs wat die sielkundige vlak van 900 punte gebreek het. Wat is die volgende mikpunt? So hy het nou klaar bietjie weer teruggetrek. So weer eens dis 'n baie goeie opmerking dat dit 'n daai sielkundige barrier is soos wat die Engelsman sê. Maar as ons nou gaan kyk of gaan lees wat sê die buitelandse analiste, die groter banke van Suid-Afrika se markasoks. Daar is nie regtige hervormings as dit kom by ekonomiese beleid op die punt in tyd. Nie, en die ekonomie trek maar ook swaar. Daar's 'n uiteensetting of verschatting of 'n skatting laat ons so tussen 1 en 1,5% ekonomiese groei gaan kry. So dit het gegaan van 'n baie meer optimistiese uitkyk na baie meer neutraal. So nie negatief nie, maar baie neutraal. So hulle sê dood eenvoudig dat dit hulle sien nie daar is 'n katalisator om hierdie ekonomie of hierdie beurs aan te hou druk soos wat hy huidigelik is nie. Hulle sien dit nie en daar is ander ontwikkelende lande wat se opbrengste miskien beter gaan wees teen 'n laer risiko. So hulle is besig om daai te kyk. En natuurlik nie alles kan altyd so goed gaan soos vir die laaste gedoen het. So die beurs is nie volhoubaar om op daai punt te presteer nie. So ons moet nou begin kyk wat is die planne. Nou moet ons kyk na die genoteerde ekwiteite op die beurs byvoorbeeld en ongenoteerde ekwiteite. Hoe balanseer 'n mens daai as jy by mekaar moet sit om sekuriteit te kry en bietjie meer standvastigheid te kry? Pierre, dit is vir my altyd die interessante ding. Dis ongenoteer of nie genoteer of op die beurs of nie op die beurs nie. Die twee goede is nie kompetisie nie. Hulle vul mekaar aan. Hulle het albei verskillende karaktertrekke wat goed en sleg is op verskillende tye. Jy wil nie net blootstelling hê tot een spesifieke bateklas. Jy wil nie net rente hê vir 3 jaar nie. Jy wil bietjie op die beurs hê. Jy wil nie net in die beurs wees nie want jy het vir 2 jaar niks gedoen en ewe skielik 'n jaar nou het jy baie groei gekry. So die goede komplementeer mekaar. Jy moet dit net mooi uiteensit. Waar kry mens toegang tot hierdie produkte en wie reguleer dit? Baie goeie vraag. So Suid-Afrika het 'n verskriklike het 'n baie 'n goeie eerste wêrelds tipe finansiële sektor. Dit word baie goed gereguleer deur die FSCA en 'n mens moet gaan kyk as jy belê in produkte, maak maar seker dat dit op 'n platform wat gelisensieer is en geregistreer is beskikbaar is vir deursigtigheid nommer 1 en jou batebestuurder of jou fonds of jou produk wat jy kies, laat hulle ook gelisensieer moet wees. Jy wil in daai omgewing wil jy beweeg as jy kyk na jou beleggingsopsies. Hoekom moet kykers meer in daai area beweeg soos wat jy sê? Hoekom moet jy meer na daai kombinasies kyk? Pierre, kyk maar die wiskunde. Ek sê altyd dis baie maklik om te gaan kyk wat het in die verlede gebeur, maar dis nie 'n doodseker dat dit gaan sê wat in die toekoms dieselfde gaan gebeur nie. Maar as jy na die wiskunde gaan kyk, 5 jaar se data of 10 jaar se data terug, wat het die kombinasie van jou bateklasse gegee, alternatiewe met jou gelyste omgewing in 'n sekere persentasie, wat was daai opbrengste gewees? Dan met die alternatiewe, met hierdie verspreiding, het jy 'n baie beter prentjie kon kry as wat jy sonder dit is. So die wiskunde maak net sin. Nou, 'n kyker, Noula Bredenkamp het vir jou 'n vraag en sy wou die volgende geweet het: hoe maak ek beter langtermyn beleggingsbesluite? Hoeveel tyd het ons weer eens, nee?
dis 'n doeteenvoudige proses. Ons moet nou gaan kyk wat nou by mevrou Bredenkamp, ons moet 'n analise gaan doen om te sê waar is sy? Wat het sy? Wat is haar situasie en waar wil sy by uitkom? Wat wil sy wat is haar behoefte? Wat wil sy gaan doen met dit? En of dit prakties moontlik is dat wat sy heidaglik het, kan ons daarby uitkom. En dit is waar jou plan, jou strategie bymekaar kom om seker te maak dat jy al hierdie elemente vat, saam bymekaar sit om daarby uit te kom. Jy praat van 'n strategie as jy beleggings doen. Is daar sekere punte wat 'n mens altyd moet in ag neem as jy so 'n plan aan mekaar sit? So daai plan is jou kritsie. As jy nou uiteen gekyk het om te sê waar is jy? Waar wil jy by uitkom? Jy het 'n spesifieke rentekoers of 'n groeikoers wat jy moet by uitkom. Nou moet jy gaan bateklasse kombineer om met die laagste risiko moontlik jou die beste kans gaan kry om daarby uit te kom. So byvoorbeeld, jy kan nou nie as jy jou doelwit, jy wil 10% groei kry. Jy kan nou nie fondse gaan kies wat net 7 of 8% hulle doelwitte is nie. Jy gaan nooit daarby uitkom nie. En ook as jy net 10% nodig het, het jy ook nie nodig om al jou geld in fondse wat se mikpunt 16% is nie, dan is jou risiko te hoog. So daai plan en daai strategie wat jy mooi bymekaar uitsit, 'n lekker gediversifiseerde portefeulje, dit gaan jou die beste kans gee om by jou doelwitte uit te kom. Frikkie, maar nou, hoe gaan IFSA inpas in hierdie? Hoe kan IFSA my help om deel van hierdie beleggingsoplossing te wees? So IFSA se alternatiewe fondse, ek noem dit die hoeksteen benadering. Dis daai eerste stukkie wat jy in jou beleggingsportefeulje uiteensit, want bo-gemiddelde opbrengste en baie stabiel, glad nie volatiel op 'n oor 'n lang termyn nie. So as jy 'n portefeulje konstruksie het en daai eerste stukkie is nou al klaar wat jy die boksie kan tik, dan maak die res van jou portefeulje beplanning of jou konstruksie soveel makliker. So dit maak dit net gemaklik. So jy sê die mens moet genoteerde beleggingsekwiteit heeltemal ignoreer nie. Dis alles deel van 'n hele stelsel, 'n hele plan. Definitief, jy moet gediversifiseer wees en jy moet die blootstelling in verskillende sektore, verskillende markte en verskillende tipes bateklasse hierdie goed te komplementeer en die kundiges moet jou help om die plan bymekaar te sit om die optimale kombinasie vir jou bymekaar te sit. Is daar 'n voorbeeld jy ons kan gee, 'n rand en sent voorbeeld van so 'n oplossing wat 'n mens kan gebruik? So as jy gaan kyk die laaste 3 jaar, ek dink nou net vandag, nou die laaste 3 jaar, as jy net beursblootstelling gehad het, so 100% net beursblootstelling, het jy gemiddeld omtrent so 7% per jaar wat jy gegroei het. As jy die alternatiewe daar bygevoeg het in 'n sekere formaat, kon jy daai verhoog het na 10% per jaar toe vir die 3 jaar. So op 'n miljoen rand se belegging sou jy R70,000 per jaar gekry het sonder die kombinasie. Met die kombinasie het jy R100,000 per jaar gekry. So in 3 jaar het jy ekstra R90,000 se groei effektief op daai miljoen rand gekry. So dis klein persentasies, maar wat oor tyd wat 'n groot effek het op jou netto opbrengs op jou beleggings. So Frikkie, ek neem aan dis hoekom dit so belangrik is om met iemand te praat, 'n kenner te praat wat jou kan help in jou situasie verstaan en soos wat jy vroeër genoem het, almal se is anders en die vraag bly staan, wat is die mikpunt waarby jy wil uitkom? Presies. 100%. Dis baie individueel. Elke persoon se situasie is anders en elkeen se behoefte is anders. Elkeen se risikotoleransie is anders en dis eintlik vir my so kardinaal krities belangrik dat mense moet gaan sit en werklik waar gaan doen die analise, sit die goede op papier, sit die plan bymekaar en hou die emosie uit. Kyk na die wiskunde. Nou ja, mense kan met julle nasionale netwerk van geakkrediteerde adviseurs kontak maak. Hoe kom hulle daarby uit? So SMS die woord kontak na 48422 en ons staan reg om met almal lekker te gesels. Nou maar lekker. Dis so maklik soos dit. SMS die woord kontak na 48422. SMS kos R1.50 in BSNV se geld. Baie dankie Frikkie vir jou tyd vanmôre. Pierre, Jen, baie dankie vir julle. Lekker, alles is mooi gebalanseerd. IFSA is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer met die FSP nommer 4337.